Halleluja. Kom ons gee al ons kruiskykers 'n lekker handeklap vir die van u wat nie weet nie, hierdie diens word ook uitgesaai elke Woensdag en elke Saterdag, net aan die Max, elke Woensdagoggend met 'n herhaling Saterdagoggend. Ons is besig om te praat oor om terug te gaan na die fundamentele dinge toe, die basiese dinge. In Engels sou ons nou gesê het, keeping it simple, Simon. Net om dit eenvoudig te hou, en weer eens kom ek en ek sê, hierdie is nie om iemand se intelligensie te onderskat nie, hierdie is om te sê, baie keer kom ons vir die groot openbaring, en die groot openbaring kom en hy doen my goed vir die informasie wat ek kry, maar dan, wanneer my voete die teer slaan as ek hier buite gaan, die krag moet buite die mure van die kerk wees. Hy moet nie hier vasgehou word in die banke nie, in die stoele nie. Ek sê mos elke keer by van die dienste dat daar's 'n sekere groep jong mense wat glad nie weet hoe 'n kerkbank lyk nie. Nou baie van ons het hom van onder gesien, ons het hom van bo gesien, ons het onder hom groot geraak. Jy somme terwyl jy onder die kerkbank gelê het jy met die maatjie aan die ander kant gepraat. Terwyl die kerk aan die gang is. Veral wanneer jy gehoor het hoe die groot mense in tale praat. Jong, almal van ons kan daai staaltjies onthou. En party van ons het sommer ordentlik pak gekry, sommer onder die kerkbank. Terwyl die res van die mense hulle hande opsteek, is die vuur besig om te val hieronder. Halleluja. Nou ek sê nie dis wat u moet doen nie. Ek sê maar net dis wat 'n kerkbank is. Die krag moet buite die mure wees, en wanneer ons praat oor om basies, om terug te gaan na die basiese dinge toe, praat ons van om die woord te doen. Om die woord te doen, om die woord te vat, om die woord toe te pas. Nou, ek weet daar's 'n paar mense wat vir my sê, maar wanneer ek die woord oopmaak, verstaan ek nie. En ons begin en ons sê, kom ons doen dit dan nou een stap op 'n slag, dat ek net kan sê, in steede van om my lewe te beplan vir die volgende groot stap wat ek moet neem, gaan ek na die woord toe en ek breek die woord vir my af. Ek sê, Heilige Gees, maak dit vir my oop. Ons gaan vanmôre gou so vinnig deurdraf deur die skrif, sodat u hierdie week iets het om aan vas te hou, en hierdie kan moontlik net 'n klein koringaar wees. U het 'n maaltyd nodig, en daarom is verhouding met die Here nodig, want ons gaan ook nog vir klein Kater inseën vandag. Jona, hoofstuk 1. Jona, en dadelik wil die koortjie by u kom. Jona was gestuur na die stad van Ninive. En ons ken die gesang, maar ons het nodig om iets uit sy lewe uit te vat. Terwyl ek na die woord toe gaan, vra ek myself, wat gebeur in my terwyl dit wat tussen hierdie letters lewe kry? Wat gebeur in my? Wat is dit wat ek moet doen? So, in 'n basiese stap, wat is dit wat ek kan toepas in my lewe? Hoe kan ek nie hierdie fout maak nie? Ek weet nie hoeveel van u het moontlik mense rondom jou wat ouer is as wat u is nie. Ek hou daarvan om ouer geselskap rondom my te hou. Hoekom? Want 'n wyse persoon leer uit sy eie foute, maar 'n wyser persoon leer uit die foute van ander. Dit is belangrik dat ek myself by 'n plek sit waar ek moontlik by iemand se voete sit om te kyk hoe hulle, en daarom, hierdie kerk is 'n kerk wat dissiplineer. En dit beteken nie net hoe om kerk te doen nie. Maak jou lewe vanoggend aan ons oop en ons wys vir jou hoe om kerk te doen, maar maak jou lewe in die res van hierdie week oop en ons kan vir jou wys hoe om 'n lewe te doen met Christus. Hoe om oorwinnaars lewe te lewe al kom die storms, al is daar dinge wat op jou pad kom. Daar's mense wat suksesvolle besigheidsmanne of suksesvolle in suksesvolle areas van hulle lewe is. Hoekom gaan sit u wat in 'n jong huwelik is, nie moontlik by iemand wat sukses of effektiewe huwelike het en sê, ek wil hê wat julle het. Miskien het u nie die voorbeeld gehad toe jy groot geraak het, hoe 'n gesonde huwelik lyk nie. Gaan en sê, maar daai persoon kan u en vir my dissiplineer in verhouding. Jona kom en hy sê daar in hoofstuk 1, die woord van die Here het gekom tot Jona die seun van Amittai en gesê, maak jou klaar. Vat tog al 'n tydjie, né? Maak jou klaar en maak klaar met die dinge wat aan die gang is. Maak jou klaar en gaan dan na die groot stad. Ewe skielik is daar 'n paar van ons wat sommer sal huiwerig raak net met hierdie opdrag. Maak jou klaar met en gaan na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg en voor my aangesig gekom. Maar Jona het klaar gemaak.
Hy het dan een gedeelte van die skrif of van die instruksie het hy gevolg om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en sê daarso, en hy het na Joffa afgegaan en 'n skip gevind, en wat na Tarsus toe sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal. Baie nadere studie sal sê, amper 'n jaar se loon, nie soos met die spykenaardolie nie, nie die nardusolie nie, maar 'n jaar, 'n besigheidsloon, 'n jaar se geld het hy gevat. En het sê daar so 'n jaar reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af. Keer terug na die basiese dinge. Wat is dit wat die Here jou gister gesê het? Wat is die instruksie wat die Here vir jou gesê het wat u en ek moet doen? Iewers is ons tans besig om te wandel in 'n woestyn, 'n plek van droogheid, slegs om agter te kom dat ek kan nie van brood alleen leef nie, maar ek moet leef van elke woord wat uit God se mond uitkom. Ander woorde, ek moet hierdie letters laat lewendig raak, en baie van ons sit soveel energie, soveel aandag om tans van die Here af weg te hardloop. Jy is in die verkeerde boot. Iewers moet iemand net vanmôre vir my uithelp en sê, jong, dis waar, maar is naar, hy voel op my nig. Het jy al gesien as mense kwaad is, hoeveel energie ons insit om net die argument gewend te kry of om uit die situasie uit te kom? En ek praat nou nie eers van fight, flight, freeze, fawn, flop en faith en al daai verskillende meganismes wat ons net in ons samestelling het nie. Ek weet nou nie of u kind al probeer wegloop het van die huis af nie. Wie van u het al daaronder van gehad, moenie hand opsteek nie. Ek praat nie van die keer wat u hulle uitgesit het nie. Ek gaan nie verder gaan om te vra hoeveel van die mans het gesê nee, ek moet nou eers weer 'n bietjie uitkom uit hierdie omstandighede. Maar ewe skielik het jy al gesien as hulle kwaad is. Kom as jy 'n tiener in die huis sit. As jy 'n tiener in die huis sit. En ek praat altyd van hy nekkie wat sterk begin staan. As jy 'n tiener in die huis sit en daar is nou so 'n klein nikkietjie wat bykom. Jong, my ma het altyd gesê is dat wanneer ons hare te lank raak. En nou weet ek nie of dit nou Simpson se streke is nie, maar sy moet die duiwels afsny. Sy moet die duiwels afsny. Maar as hulle kwaad raak en hulle wil wegloop en jy gaan kyk laterand wat in die sak aangaan, wat hulle nou ingepak het om te oorleef, ek weet nie waar nie. Ek weet party tieners gryp net die foon of net die tablet. Daar moet net screen wees. Maar as jy sien dat hulle dit glad nie gedink nie. So doen ons ook nie, wanneer jy kwaad is, gebruik ek 20% van die 10% wat ons reeds gebruik. Ek praat van ons grysstof. Wanneer adrenalien begin inskop, wanneer jy begin sê, maar ek moet net uit hierdie situasie uitkom, dan ewe skielik dan sien jy die sakkie is gepak en eintlik net uit spite uit is die TV remote ook saamgevat. Maar alles word net ingedruk, want jy's nou kwaad. Jy wil nou weghardloop en die Here wil 'n paar mense vandag terug hê, sonder dat u en ek, waar ons vanmôre dink hy wil ons terugkry. Nee, hy wil ons terug hê. Nee, u moet dit vanmôre mooi hoor. Hy wil jou terug hê, hy wil hê u en ek moet terugkeer na die oorspronklike plan. Hy wil ons nie terugkry, soos baie van ons dink, nou gaan hy ons terugbetaal vir dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Weet dat dit die vyand is wat kom steel, slag, verwoes en doodmaak. Dat hy het gekom sodat ons kan hê lewe in oorvloed, maar dat ons sal weet dat u en ek is in samewerking vanmôre met die hemel, of ons is in samewerking met aardse wette en ook met 'n onderwêreld wat vanmôre wil hê u en ek moet 'n venster oopmaak, 'n deur oopmaak, 'n gaatjie, 'n spasie oopmaak sodat die vyand 'n regmatige hou kan kry op jou lewe. Nou ek is nie vanmôre hier om sonde en luisies te preek nie. God het U ver meer lief as die reëls wat mense dink ons moet gehoorsaam. Hy kom en hy gee aan ons die 10 gebooie omdat hy al reeds aan ons huwelik voorhou. Hy sê ek het jou reeds gekies, maar hier is hoe ons die lewe wil doen. Dan is 'n paar van ons wat vanmôre moet sê ek wil uit hierdie boot klim. Weer die lied het gesê hy kom en hy maak ons storm stil. Hy kom en ons lewens is gefokus.
daar's 'n opdrag. Ek is geroep. Ek het 'n opdrag. As ons die studie sou gaan doen van Jona, dan sou jy gesien het dat hy nou nie eintlik so 'n verskriklike daad in ons oë sou pleeg as hy geweet het wat tans in Ninive aangegaan het nie. As ons weet die dinge wat in Ninive aangegaan het en hoe hulle die Christene vervolg het. Hoe die mense van die dag die vermoë gehad het om jou vel van jou lyf af te neem en om wyd oor die stadpoort te sprei, om vir mense die boodskap te gee, hoe iemand lyk wat teen die regering in opstand kom. So, Jona kry 'n opdrag en daar's soveel betekenis net in die stam of die generasie waar hy vandaan kom, maar hy kry 'n opdrag van die Here. Onthou wanneer u en ek gered word, is daar reeds 'n groep mense wat deur ons, as kanale, deur die Here moet gebruik word om hulle te verlos. Die vyand val u tans aan omdat hy wil weerhou, hy wil verhoed dat aan ander mense, God is altyd besig om mense uit ballingskap, uit slawerny uit te lei. Hy's altyd besig om verlossing tot iemand se deur te bring. Hy's besig om dit te doen en hy gebruik ons lewens om te kan sê, nie langer gaan daar 'n heerser anders as God oor jou heers nie. Die keuse tot vrymaking, die keuse tot seunskap, die keuse tot dogterskap in die Here. Jona word gestuur, soos u en ek uitgestuur word. U is waar u werk. Moenie dink dat u gaan voltyds vir die Here werk wanneer u eers 'n titel het nie. Nee, hy het jou vrygekoop, hy het jou losgekoop, hy het reeds aan jou die titelakte van die hemel gegee, jy's 'n koninkryksambassadeur, jy is hier, ek is hier om die hemel reg te verteenwoordig, waar ek tans is. Waar wil die Here jou gebruik? Waar jy tans is. Sien, wanneer ek tot redding kom, dan weet ek dat ek het 'n opdrag om te groei, om geestelik te groei, van redding tot wedergeboorte, van wedergeboorte na seun en dogter van die Here. En daai opdrag moet ek uitvoer. Hoe gaan ek hom uitvoer? Dat wanneer ek tot redding kom, die besluit gemaak het, die hand gee, my hand, iemand se hand vat en met hulle 'n pad stap, die woord inkry, kan staande bly, teen elke struikelblok en storm, dan kom ek by 'n plek waar ek sê, nie net gaan ek groei deur om te bly nie, maar ek gaan ook groei deur om te gaan. Ek moet uitstap. Dit was so Dinsdag aand. Ons doen ons deesdae alles aanlyn. Ek praat van aanlyn koop, ek praat van aanlyn kerk, ons is aanlyn. Dinsdag aand, en hierdie asseblief moet u as mooi met die regte oor hoor. Ons kan baie keer ons gewoontes, onthou dis die tradisies en oorleweringe wat die woord van God kragteloos maak. Dinsdag aand is ek in die Spar, en ek gaan nou nie sê wat is Spar nie, want moontlik gaan u my begin trek en dan te sê, maar okay, dis die regte tyd om daar te wees. En ek's besig om 'n paar dinge te betaal, en as 'n pa en sy dogter waar daar staan, en hulle wag nou vir my, en die vroutjie vat 'n bietjie langer as wat sy moet, en ek sien sy kom nader, en ek sê, luister, en ek weet die Here sê vir my, om hulle aandete te betaal. Gewoontes en oorlewering kan die woord van God kragteloos maak. Jy is so gewoond om dit te doen, of jy dit moontlik gereeld gedoen, en nou doen jy dit nie meer nie, want jy is mos nou aanlyn. Jy koop mos nou aanlyn. Kan ek vir julle sê wat 'n seën dit was, toe ek die stem van die Here in daai oomblik hoor, en ek ervaar wat seker een en elkeen wat in hierdie plek ervaar, wanneer jy die stem van die Here hoor, en nou begin ek mos nou, soos Dr. Gustaf sê, om te sê, nee, gaan verby my, duiwel. Moenie nou die stem, maar weet u hoe lekker dit was om weer daai hartklop te ervaar, van moet ek nie, ek weet ek moet. En nou die konfrontasie tot my hart is, wil ek nie. En nou dink ek, en nou as ek die pakket so opsom, lyk maar 'n bietjie rof. Hoe gaan ek inkom? Voel u ook partykeer u moet net inkom? Is mos soos, ek weet nou nie, daar's nie van u wat nou regtig mee tou spring of rek spring nie, maar u weet mos,
Jy moet op 'n manier gaan, jy moet inkom. So met jou evangelisasie, so met dit wat die Here sê. En die Here sê vir my, koop hulle aandete. En hierdie, weet ek, as ek die storie vertel, het ek reeds my loon weg. So dis glad nie om dit te doen nie. Nou dink ek, hoe gaan ek dit aan hulle verduidelik? Ek het op 'n stadium het ek dit gedoen, op 'n ander geleentheid, en die dametjie het tans gesê, nee, dis my groceries. Toe moet ek vir haar verduidelik, wat ek graag wil doen. Nou dink ek sê toe vir hulle, maar, kan ek vir julle aandete vanaand koop? Julle wag in elk geval al so lank, en ek kan sien, kom nou, as jy so 5 of 4-5-jarige oë begin sien om te sê, maar, papa kan hierdie oomie net klaarmaak, hè. Maar om net 'n aanloop te gee. Maar ek ervaar weer hoe daai hartklop, my hartklop, wanneer jy weet, dit is die Here, maar die vlees veg het. Kom, jy weet dit is die Here, maar jou vlees veg het. Jy weet dat dis die laaste geld, en dis nie wat ek vanaand vir môre noem nie, maar jy weet wanneer jy in die week is, en daar's nog meer dae van die maand oor as wat daar geld is, en jy weet dit is die Here, en hierdie is die sleutel, en baie kere dan, of ons gee in vir die stem, en ons is gehoorsaam, of 'n paar van ons sluit ons harte styf toe. Maar net om weer te ervaar, ek sê, Here, dankie, dat ek nog hierdie gevoel kan hê, en wonder, ek weet dis wat ek moet doen, is net hoekom, want ek en myself het nog nie dood gegaan nie, want my gedagte was eintlik, wat gaan hierdie persoon sê, wat gaan hierdie persoon dink, sien, en wanneer jy 'n opdrag van die Here kry, gaan u en ek onsself moet laat bevry van die gedagtes en opinies van mense, die opskrifte van die tyd, die opskrifte van dit wat in die media aan die gang is, hoe gevaarlik dit is. As die Here gesê het, jy moet gaan hy voorsiening maak dat daar beskerming vir jou gaan wees, hy gaan voorsiening maak dat daar finansiële voorsiening gaan wees om te kan gaan. Jy kan jou nie laat stuit, laat huiwer, hinker op 2 gedagtes en ewe skielik verval in onstabiliteit in al jou weë nie. Ek weier om enige verdere tyd te laat mors. Die tyd is min. Daarom wil die Here jou gebruik waar jy is. Hy het gehoor oor die Assiriërs mense sou doodmaak. Hy het gehoor wat sou gebeur. Ten ook gesien hoe die Here al gewerk het. En hy kies om te vlug van die Here. Ons groei, ja, deur die woord te kry, deur die woord te hou in ons harte laat die geplante woord in ons hart hê, maar ons groei ook om te gaan. So ek groei en ek gaan, en dan moet ek leer om met die Heilige Gees te vloei. En wanneer ek sê gaan, dan wil ek aansluit hoe Pastor Paul gepraat het, dat ek word gestuur, ek's 'n gesant. Ander woorde, ek gaan nie net met die ingewing van, my hart is nou geafronteer en nou gaan ek maar net gaan, nee. Ek hou my hart naby aan die Here, want ek wil geen ruimte hê vir die vyand om enige houvas op my lewe te kan hê nie. Wat het jy gedoen met wat die Here vir jy gister gesê het? Hoe ver is jy besig om die opdrag uit te voer? Hoe ver is jy besig om dit te kan doen wat die Here, of dit te doen wat die Here vir instruksie voorgegee het? Wanneer ons kyk en ons sien dat die Heilige Gees kom met ons of op ons vir 'n rede, dan sien ons soos wat ons gehoor het donderdag aand, dat daar's 'n opdrag dat ons moet by mekaar kom, ja, ons moet eenparig moet ons saam wees, maar dat die Heilige Gees op ons kom, hoekom? Sodat ons kan krag ontvang. Dat ons kan krag ontvang. As jy vanmôre moeg is, die antwoord is hier. Gryp naby aan jou die woord. Wakker is die Here oor sy woord. Sien, die kerk oor die jare het ons mense lam laat lê, of het ons mense verlam, deur gesê dat daar's een persoon van die uur met al die 4 wat dit vir u moet doen. En ons het gekyk na een man, een vrou, 'n persoon wat moontlik voorlei. Nee, hier is ek vanmôre om te sê, ek wil u toerus, sodat u die wêreld kan omkeer.
Sien, ons het gedink dat as ons die mense verlam hou, of as ons hulle kan hou in 'n plek waar hulle nie genesing het nie, dan gaan die pastoor 'n werk hê. Maar sien, hierso kom ons en ons sê by hierdie huis dat u word toegerus sodat u die hand op die siekes kan lê, dat u hulle kan aankondig dat dit die aangename jaar van die Here is. Hierdie is nie om te sê maar, daai persoon is nou gesalf en daai persoon is nou so. Nee, dit gaan nie oor die titel nie, dit gaan oor die funksie wat ons geroep is om te verrig. Gehoorsaam te wees aan die Here. Is iemand hier wat nodig het om te weet dat u moet terugkeer. Dat die Here wil u terug hê sonder om u terug te kry. Hoor jy vanmôre wat ek sê? U dink ons die Here is besig om my terug te kry. Dis hoekom daar soveel swaar tye oor my pad kom. Nee, maak toe die deur van die vyand. Maak toe die leuen en hou op glo die leuen van die vyand. Kry jouself weer by 'n plek waar jy en ek ootmoedig is, waar ons kom en sê, Here, vergewe my dat ek weggehardloop het van u af. Here, ek wil in diens staan van u en moenie dat die vyand dit langer as 'n beskuldiging gebruik nie. Party van ons is tans op 'n plek waar u sê, maar ag, hierdie is moontlik deur my eie toedoen. Nee, gee dit aan die Here oor. Gee dit aan die Here oor, sodat hy deur dit verheerlik kan word. Al is dit ons genesing wat ons tans soekend is, maar daar's reeds 'n prys betaal deur die wonde van Jesus, het daar vir my reeds genesing gekom. Hy gaan nie dit van vooraf kom doen nie. Hy het reeds die grootste geskenk vir ons gegee toe hy hemel leeg gemaak het en Christus gestuur het. Ek groei, ek gaan, ek vloei. Ek gryp die woord aan. U het dit. En dadelik is daar so 2, 3 wat al iewers gehoor het by 'n uitreik of openlig. Ja, jong, ek weet. Ek het dit. Ek's gebore met dit. Ek kan nie help nie. God se Heilige Gees, hy rus jou toe. Toe ek my hart vir die Here gee, toe u 'n hart vir die Here gee, en toe ons sy uitnodiging ontvang, is daar ook aan ons 'n opdrag gegee. En hierdie is nie vanmôre om mense te kry om die kerk vol te maak nie. Hierdie is om te sê, kry jou lewe terug op koers. Kry jou lewe terug op koers. Verby is die dae wat die pastoor, die dienaar, die leraar, is verbasend hoe mense daarvan gehou het in die verlede. Om in steede van bemoedig te word met die woord, het hulle gehou daarvan om pak te kry. Om te hoor vir die gebrek aan 'n beter woord. Om te hoor hoe sleg hulle is. En hoe naby hulle by die kruis moet bly. Maar sien, ons het nodig om by 'n plek te kom om te weet wat het aan die kruis of op die kruis gebeur. En dat hy's gekruisig, hy het gesterwe vir ons, maar hy het opgestaan. En dat u en ek by 'n plek sal wees dat ek gaan sê, ek gaan moet opstaan uit dit wat die vyand my tans vashou. Daarom kom ons hier om te sê, ons is hier om die heiliges toe te rus. Vir wat? Vir dienswerk. Dat ek sal moet opstaan. Daar's 'n wêreld wat moet hoor dat Jesus Christus leef, dat hy die antwoord en oplossing is. Daarom het ek nodig om terug op koers te kom in steede van hom af weg te hardloop, na hom te hardloop en sê, hier is ek, Here. Hier is ek om u te dien met alles. Here, ek kom met dit wat ek het en dit wat die lewe my toegedoen het en gedien het en dit wat ek self aan my lewe laat doen het, kom ek en sê, Here, as daar enige iets is, gebruik my. En kom hy in Romeine 8:28 en hy werk dit. Hoekom? Omdat u en ek hom liefhet. Omdat ons weet ons is geroep volgens sy verordening, sy raad, sy doel. Jy moet vanmôre vir jouself sê, ek kry my lewe terug op koers en dis nie iets wat ek en u by onsself kan doen nie. Ons het nodig om te sê, Heilige Gees, help my. Help my. Ek het nodig om uit te reik na iemand en te sê, jy gaan my moet help. Die Heilige Gees gaan jou moet gebruik in my lewe. Sien, want ons genees nie in isolasie nie.
Ons genees nie in die alleenheid nie. Ek verstaan wat ons doen wanneer ons onsself eenkant sit. Nee, ek genees in gemeenskap. Ek genees in saamwees. En daarom wil die Here iets groots in en deur u doen. En ek roep u vanmôre terug. Ek roep u terug op koers. Ek roep u en sê, ja, jy het baie geld gespandeer om van die Here af te hardloop. Party van ons het duur lewenslesse betaal. Jy het baie betaal aan skoolgeld. Steede van om te fokus op wat die vyand van jou gesteel het, die dief is uitgevind. En wanneer hy uitgevind is, moet hy 7voudig vergoed van alles wat hy gesteel is. Kom ek en ek sê, Here, ek saai hierdie skoolgeld, wat ek weet, 7, Here, is baie minder as 'n 1000voudige oes wat ek van u kan kry. Wanneer my lewe gewillig is en is geplant in u hand, weet ek, daar's nuwe koers, nuwe rigting. My familie gaan hier deurkom. Ons gaan nie onder nie, ons gaan oor, dat die genesing gaan plaasvind, dat dit wat die Here in my lewe tot stand wil bring, gaan tot stand kom. Hoekom? Hy het dit gesê, ek het gekies om dit te glo, daarom sal dit so wees. Ek keer vanmôre terug, want hy kom en hy wil my nader hark, hy wil my nader trek, hy wil hê ek moet terugkom in steede van om my terug te kry, hy wil my terug hê. Hierdie is nie die werk van die Here. Praat van alles wat in jou lewe tans ondergaan, gebroke is. Identifiseer dit as die dief. Kom terug, daar's beskerming in die woord. Daar's beskerming in die daar is geskrywe. Kry die gedagtes van God oor u lewe. Kry dit wat die Here oor u gesê het in steede van wat omstandighede oor u lewe sê. Vanmôre wil ek vra dat ons hoof buig en net ons oë sluit en ons gaan ook op hierdie geleentheid vra dat die ouers wat die baba gaan laat inseën nader kom en hulle grootouers en almal wat saam met hulle is. Here, ons bid vanmôre, Here, hier aanlyn en selfs hulle wat later sal kyk en sê ons keer terug. Ek kom terug op koers. Ek kom terug by die plek waar ek weet u wil my in hierdie dag, Here, wil u my hê, Here, hoekom? Sodat ek kan deel hê in die groot plan van die Here. Here, ek dank u, Here, dat ons vandag kan staan, kan in hierdie plek saam staan, Here, deur te weet, Here, dat u het 'n groot plan vir ons lewens en ons gaan dit in vervulling sien kom, Here, soos wat ons terugkeer. Terwyl elke oog gesluit is vanoggend, wil ek vra as jy vanmôre hier is en jy sê, my lewe op hierdie stadium voel asof dit sonder koers is, sonder rigting is, ek moet terugkeer. Hierdie is nie 'n bekeringsaltaar nie. Ek vra, wil u vanmôre net sê, ek het die Here se rigting in my lewe nodig. Terwyl elke oog gesluit, elke hoof gebuig is, wil ek vra dat u jou hand sal vinnig opsteek as u vanmôre hier is en u sê, ek het koers in my lewe nodig. As hande wat opgaan oor hierdie plek, ek sien daai hande. Koers in my lewe nodig. As pa het ek koers van my familie nodig, as ma koers van my gesin nodig, as besigheidseienaar ek het koers nodig. Ek sien na hande. Here, ek dank u, hulle wat hulle hande opgesteek het, Here, dank ek, Here, dat hy rigting, Here, u woord is vir ons 'n rigtingwyser, Here, dat 'n werklikheid word, Here, in hulle lewe meer as ooit. Here, ek dank die Heilige Gees dat u hulle voetstappe rig, Here, hulle harte en hulle voete in dieselfde rigting vanmôre, Here, nie laat hardloop weg van die Here nie, maar na die Here toe, Here, ek dank u dat u salwing, Here, die juk breek, die las verwyder, en dat hulle sien hoe lig die duisternis verdryf en deurbreek in hierdie oggend vanoggend. Dankie vir u genade. U wat vanmôre hier sit, die genade van die Here is genoeg. Die genade van die Here is genoeg. Die genade van die Here is genoeg. Die naam van Jesus. Hy is 'n sterk doring. Ek gaan vra dat Lindsay en Warren, die hele Brown gesin, na vore kom. Almal wat saam met hulle gekom het, julle grootouers, kom saam, selherders,
staan hier voor en laat my toe om net vir so 'n klein oomblik die oomblik te eer. Omdat die woord, soos ons hom verstaan, met doop, beteken dit om te onderdompel. Vir ons wat hier is, en moontlik die voorbeeld beter sal verstaan, hy moet soos 'n dopa ouma beskuit, soos 'n teesakkie, moet jy droog ingaan en nat uitkom. Dis wat doop beteken. Daarom wy ons kinders aan die Here toe. Ons bring hulle soos wat die ouers daardie dag met Jesus ook gedoen het. En toe ewe skielik kom die disippels en wil hulle verhinder en hy gee hulle opdrag. Sê verhinder hulle nie, want as sulkes. In ons menslikheid reserveer ons sekere dinge vir sekere persone, vir sekere mense. Daar's soveel kere in die woord wat dit staan hoe ons moet soos kinders word. Kan jy dink in die disippels se gedagtes, hulle loop saam met Jesus, maar hulle verstaan nog nie. Daar's hoop vir my. Daar's hoop vir u. Ons het hom nou net in die woord. Hulle het hom saam met hulle gehad. En nog steeds mis hulle dit. Hulle verhinder. Maar hy sê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Daarom doen ek, wanneer ek kinders aan die Here toewy, soos wat ek doen as ek egpare in die huwelik bevestig, vra ek hierdie hele gehoor eintlik, of die hele familie wat hier voor staan, want dit kos 'n stad. Die Engels sê, it costs a village. Vra ek vir julle, want julle word toevertrou aan Klein Kater se lewe. Vra ek julle vandag, neem julle ons as getuies, dat julle vanmôre 'n belofte aflê, dat julle hom in die vrese van die Here gaan grootmaak, en hoe sê julle? Hulle sê ja. Dan is daar meer, ek dink dit het 'n ander klap nodig, ja. Dan is daar meer as net ons wat voor die Here gaan staan, as gesin of gemeente. Maar hulle het ook 'n verantwoordelikheid, en die manier hoe hulle loop moet wees voor die Here. Daarom, vanoggend, is dit my 'n groot voorreg, om hierdie klein profeet, kinders is 'n geskenk. Kinders is 'n geskenk. En mag ek vir 'n paar ouers daar buite moontlik sê, kinders is 'n geskenk. Hulle kies nie, hulle is 'n geskenk. Dat ons by hierdie plek sal wees, dat ons genoeg spasie en ruimte sal hou, om hierdie geskenk en die vrese van die Here groot te maak en te waardeer. Ek kom vandag, nou jong mense het diername wat hulle kies, Kater, Viega, Brown. En ek bring jou voor die Here. Ek kies om jou by jou voete, jou hande en jou hoof vanmôre te salf en te seën, om te sê dat jy sal mense saambring, hulle wat verwyderd is en hulle wat nodig het om moontlik dinge deur te kan werk, jy sal 'n genade dra, wat mense sal sê, dis die werk die moeite werd. In die markplek gaan jy 'n seën wees, jou hande sal in kontrakte vat. Jy sal mense bymekaar bring, maar jy sal ook vennootskappe bymekaar bring. Here, ek dank U dat ons kan hom voor U bring en oplig en sê, Here, waar hy loop engele saam met hom, Here. Here, waar hy gaan, is daar beskerming, Here. Hierdie dag, Here, is om neergeskryf te word in die dagboeke van hulle wat hier voor staan, maar ook in die hemel, om te kan sê, dat op hierdie dag, is Klein Kater, Here, nou moontlik klein, maar hy's
Hierdie dag is neergeskryf en toegewy aan die Here, want wanneer daar sou siekte of vriende kom wat nie nodig het om in sy lewe te wees, die kan hierdie dag geherhaal word. Sê Here, ons het hom aan U gebring. En daarom kan ons hom vanmôre seël, Here. Here, ons dankie dat U, Here, alleen weet wat nodig is vir die dae wat voorlê. 'n beskermheer is hy. 'n beskermheer is hy. Here, en ek dank U dat U vir hom die hulpbronne sal gee. Ek praat van hulpbronne en finansies vir die jare wat kom en selfs vir die studies wat daar gaan wees en hoe hy gaan uitblink, Here. Here, hoe daar 'n merkbare merk op sy lewe sal wees, dat daar's guns wat hom najag, goedheid wat hom najag. Here, ek bid, Here, dat hulle geen gebrek sal ken nie. Here, ek dank U dat ons kan, Here, voorsiening na hulle toe roep, dat hy soos 'n Josef sal wees, wat sy familie sal loskoop. Omdat hy U stem sal ken, en sal weet wat dit is om die wil van die Here te doen. Daarom seën ek hom vanmôre. Ek seën hom af seël hom af vir die werk. Ek seël hom af vir die beskerming, Here. Here, dankie dat hy een ook sal wees, wat nie net sal potensiaal identifiseer nie, maar hy sal weet, Here, wat dit is, om aan te gryp, die gunstige tyd, wat U hom besoek, in die naam van Jesus. Here, ons weet, die gawes en talente wat deur hom gaan vloei, Here, gaan opereer, Here, en dit gaan bring na hom toe. Here, daarom seël ek vanmôre een en elkeen van hulle, wat hier voor staan, Here, af. Hulle het gedink, hulle kom net, Here, vir moontliks vir Kater, Here, se inseëning, Here, maar hierdie is vir hulle ook 'n oproep, Here, om vanmôre te kan weet, hulle is geskape vir 'n tyd en 'n rede soos hierdie, Here, om terug te keer, Here, terug te kom huis toe, Here, om te kan weet, dat die plan en die werk wat een hulle begin het, gaan nie volëindig. So sê die Here, my gedagtes aangaande jou, die verander nie. Hierdie familie is nog steeds geroep om uit te blink, op te kan staan en deur te kan breek. Weereens herinner ek julle aan die stem wat julle reeds ken, die woord wat julle ken, om te kan weet, kom nader, kom in, want ek wil die deure wyd oopgooi, sodat hulle wat nodig het om aan julle voete te gee, sal gee met rente die keer, want daar's baie verliese wat gelei was, daar's baie dinge wat van julle gesteel was, dinge wat van julle in die nag van julle beroof is, nie net materiële dinge nie, maar vreugde wat uitgelek het. Die Here sê, en hierdie dag herstel ek julle vreugdeolie, ek herstel julle vreugdeolie, soos julle vreugde met hom herstel is. Seën hulle vandag, in die mooie naam van Jesus. Halleluja. Kom ons gee die Here groot prys. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. The Lord has a plan. You'll see it, how it starts unfolding. Dis tyd, ek weet ons gaan in winter in, maar dis tyd wat jou lewe ewe skielik 'n nuwe, daar gaan nuwe bloeisels wees. Daar's 'n nuwe seisoen van vrug wat die Here wil dra in jou lewe. Daar's baie kere gewees wat die vyand, net die duiwel het mense gee net, laat ek ten minste in my hand op julle ook lê, anders mis julle is nie die ushers nie. Wat jy gevoel het, maar ek is uitgedruk, ek is verstoot, maar die Here sê, ek trek jou nader, hierdie is jou oggend. Van hierdie dae wat gaan kom, gaan jy sien hoe die Here dinge in plek gaan laat val. Daar's 'n paar dinge wat moet uitgesorteer word, maar die Here sê, ek en jy gaan dit kan doen, sê die Here. Here, ek dank U vir haar lewe. Halleluja, halleluja. Kom ons gee vir hulle nog 'n lekker hande klap. Dankie julle, dankie. Selherders, bid so oor hulle terwyl ek net met die gemeente net praat vir oggend. Selherders wat hier is, bedienaars, lê julle hande op, wil die pastore julle asseblief, David julle kom, Sherilyn kom julle asseblief. Nooi vanaand iemand na vanaand se aanddiens toe, 6:00, kom met groot verwagting. As u hier is, en ons probeer altyd om ons binne die tyd te kan hou, ons is so klein knapsie oor het, weens die verkeer wat inkom, en mense wat parkeer vir die 9:30 diens, maar moet nooit voel, dat u het nodig om net hier uit te hardloop nie. Hier's mense wat graag saam met u wil bid, ook
help ons asseblief om soos wat hulle nou tans vir die gesin bid, wanneer daar altaarwerk aan die gang is, mense by die altaar is, laat ons die salwing respekteer. So help ons ook asseblief in ons aandienste, wanneer ons baie mense het wat net inkom, moontlik van ander bedieninge ook, dat hierdie 'n belangrike tyd sal wees. Partykeer raak ons so vervalle in net geselsies daar buite. Maar asseblief bid vir ons en help bid en help ons om daai tipe orde te kan handhaaf. Kom ons staan vanmôre op. Ek sien broer John is nog hierso. Hy gaan saam met my na my 9:30 diens toe gaan. Maar kom sluit vir ons af asseblief broer John. Hy het gisteraand so lekker gejuig. As daar nou iemand is wat die vloer aan die brand kan maak wanneer by koordans kom. Halleluja. Vader, ek sê vanmôre vir U baie dankie my God, Here. Dankie vanmôre vir 'n wonderlike woord, Here. Ons eer U, Here, ons loof U. Dankie vanmôre vir opkoms in die huis van U. Here, ek wil vanmôre bid my God, Here, dat U is vanmôre in die storm. Dankie vir kalmte in ons lewens, Here. Ek bid vanmôre meer van U in ons lewens vanmôre. Dankie vir uitkoms, Here. Ek bid vanmôre vir uitkoms vir die volk van U, Here, in die naam van Jesus, Here. Ek bid vanmôre die seëninge van U oor die volk vanmôre in die magtige naam, Here. Seën in hierdie dag, my God, Here. En ek dank U, Here, vir die tweede diens vanmôre, 'n magtige deurbraak, 'n magtige salwing vanmôre, Here, op elkeen wat vanmôre inkom, Here, in daardie deur in Jesus naam. Amen.